Goeiedag, dit is Vrydag 23 Mei, ek hoop jy het 'n goeie week gehad. Ons het hierdie week by Romeine 11 stilgestaan en ek wil vandag vir jou die laaste vers lees, vers 36. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Die bekende komponis Johann Sebastian Bach, gebore 1685 en veral bekend vir sy Matteus en Johannes passies, het die letters SDG, Soli Deo Gloria, tot sy komposisies toegevoeg. Dit gee aanduiding hoe hy oor sy werk gedink het. Deur die eeue sou gelowiges deur die frase aan God die eer uitdrukking gee aan hulle dankbare oortuiging dat hulle al hulle gawes en talente uit God se hand ontvang het en daarom God met toewyding deur hulle lewens en dade wil eer. Telkens lees ons in die Bybel die oproep om aan God die eer te gee, omdat die heerlikheid aan hom behoort. Dink maar aan die woorde van 1 Petrus 4 vers 11. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Die gedagte dat die eer en heerlikheid aan God behoort, loop soos 'n goue draad deur die hele Bybel. Dit is belangrik om te besef dat ons as mense nie die misterie en die grootheid van God se heerlikheid kan deurskou of volledig begryp nie. Maar ons kan wel vashou aan die gedagte dat God iets van sy heerlikheid bekend maak. Hoe doen God dit? God vertoon sy heerlikheid onder meer deur die skepping, wat die 16e-eeuse kerkhervormer Johannes Calvin as die theater van God se glorie beskryf het. Ons sien ook iets van God se heerlikheid as ons na mense kyk. Mense, alle mense, is na die beeld van God geskep en besit daarom inherente waardigheid en skoonheid. God openbaar boven al sy heerlikheid in die persoon van Jesus Christus, in sy menswording, lyding, kruisiging, opstanding en lewende teenwoordigheid. By sy geboorte het die engele daarom gesing, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Teks uit die 17de eeu, die Westminster Shorter Catechism, verwoord iets van hierdie gedagte, wanneer dit as antwoord op die vraag wat die hoogste doel van die mens se lewe is. En die antwoord is as volg: The chief end of human beings is to glorify God and enjoy Him forever. Kom ons bid saam. Vroeg in die môre soek ek U heerlike, heilige God, lig, ewige glans, skepende krag, en ek dank U vir die dag. U maak lig in die duisternis, maak dit ook in my lig, in die vroeë môre van U dag. U woord is die lig, praat met my, U waarheid is die lewe, maak dit lewend in my, dat ek die dood nie meer vrees nie. Amen.